al reeds in elke plek, in elke stoel van hierdie kerk en hierdie bediening van haar laai vanaand is, Vader. Ons roep die mense in van heide en van suide, van wes, oos, noord en oos en suide, Vader. Ons bid dat elke stoel in hierdie kerk bo en onder sal gevul word deur U Heilige Gees, en elke persoon wat geroep word vir daai plek sal homself in hierdie plekke kry, Vader. Dat hierdie kerk sal oorloop en oorstroom van U, Vader. Here, ons bid dat U sal vanaand kom en hierdie woord sal lewendig maak in elkeen van ons harte. Here, ek weet U het al reeds die grondgebied vir ons voorberei, maar ek bid vanaand, Vader, dat wanneer die woord, wanneer die saad val, dit in vrugbare grond sal val en U woord sal verheerlik word daar buite, tot eer en verheerliking, dat die koninkryk van God sal verheerlik word. Vader, ek bid dat die woorde wat vanaand uit my mond uitvloei, so strome van lewende waters uit my uit sal vloei vanaand, Vader. According to your will, dit sal alles en tot eer van U wees, Vader. Ek bid, beskerm elkeen vanaand hierso en laat die jukke van hulle skouers afval, Vader. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit U genade. En almal wat die Here liefhet sê, Amen, amen. Dankie julle, julle mag julle sitplekke neem. Baie dankie aan elkeen van julle wat vanaand hier is. Mamas, julle, dis Moedersdag 2026. Kan jy glo ons is al daar? Soos nou die dag wat ons al koekies uitgedeel het en hier is ons alweer. Ek wil net van my kant af ook net sê, ek hoop nie julle die hele dag gestaan en kook sodat die ander deel van die familie kan lekker rus en kos eet nie, maar dat iemand vir jou gekook het vandag. So, baie gelukkige Moedersdag. Hulle sê moeders is soos 'n horlosie, maar ek wil amper sê moeders is soos die Big Ben wat daar in die Londen staan, wat elke uur weet hulle presies hoe laat dit is. So ek lag lekker altyd daaroor, want moeders hou julle op julle tone, né? Julle weet dit, mamas hou julle op julle tone, en mamas is ook nooit moeg nie. Mamas, julle weet, ons word mos nie moeg nie. En die funny deel van alles is wanneer dit gebeur, dan jy kry daai look, dan weet jy, jy's in die moeilikheid, en jou volgende pak slaas nader as jou volgende bord kos. Ken julle dit? Maar my kinders kan confirm. So ek wil vanaand net vir julle almal sê welkom. En ek wil na my kinders kyk en na my familie. En ek wil vir julle sê, my hart loop oor nuus en oues, aangetroud, ongetroud. En ek wil vir julle sê dankie vir die kinders wat julle is, vir my en Gerard se lewe. So tot daar gelaat, ek wil net gou op julle sê, ek was nie die beste mamma nie. Ek was nie die perfekte mamma nie en ek het baie foute gemaak. Maar die Here het gekom en in daai krake, in daai stikkende plekke in my kruikpot, het hy gekom en hy die lig van 'n lewendige God deur my geskyn, sodat ek vandag die voorreg kan hê om hier te staan en die woord van God te verkondig. So nou gaan ek gou-gou 'n oombliekie vat. Ons gaan gou-gou na 'n vinnige Tweede Wêreldse Oorlog stukkie klip luister. En ek weet nie hoe duidelik, maar kyk mooi. Ek wil 'n bietjie vertel en praat daaroor vanaand. For 100 years, the Ten Boom family had lived and worked in this house. It was indeed a happy place. But now, the lights had gone out over Free Holland. Papa, are you going out? I will not data around this house and do nothing. I'd rather do anything else. I'd like to close the door and never open it again. Until this whole hideous thing is over. Watched on every side, they were now embarking on an adventure that could cost them their lives. Thank you for the delivery, Mr. Smith. Papa, now! Done? How long? 47 seconds. They better not send us anyone wider than me. It was 1944 when the Gestapo came. Is everybody down upstairs? Hurry! Stairs! I'll take the top! Where are the Jews? What Jews? The Hiding Place is a film you'll never forget. From the best-selling book comes this true story
of innocence and hatred, of light in the midst of darkness. It's not a rest camp. Roll call 4:30 every morning. 7 days a week. Tomorrow, assignment to work details. Those who cannot work report to sick call. And they had better be sick. Who could live in such a place? Driven by a power that would tear out all hope from the soul of man. You must believe your God smells that stench from those chimneys and refuses to do anything. If only you could know his love. And why do you think your God of love sent you here? Was it a secret room or a place hidden deep in the heart of man? The hiding place. So dit is 'n uittreksel uit die Tweede Wêreldoorlog. En ons gaan nou gou daaroor praat, maar ek wil net gou begin. Ons het in die oggenddiens praat ons oor die ripple effek. En ons praat intens daaroor. Ons verduidelik vir julle wat is die effek van jou geloof. Maar vanaand wil ek net 'n bietjie vir julle vertel van wat in my huis as kind gebeur het, in my familie sit hier, my broers en my suster sit hier so. My pa was altyd op sy knieë, hy het gebid. Hy het die Here gedien en hy het hom geloof met alles in hom. Soveel so dat ons weet, daar was 'n atmosfeer in ons huis. Daai iets is in ons huis. Daar was iets omtrent my pa wat my maak, ek wil soos hy wees. Daai iets wat hy geïndoktrineer het in ons sisteme in. En op daai stadium het ek nog nie die Here eers gedien nie. Ek het hom nog nie aangeneem as my saligmaker nie. Op daai stadium het ek nog nie eers geweet wie is die bron van die energie en van hierdie kalmte in hierdie huis nie. Maar ek het geweet, my pa is 'n biddende man. En daar is iets omtrent hierdie man wat my graag soos hy wou wees. Nou bring dit my by hierdie Ten Boom familie. Nou die wêreldoorlog het uitgebreek en die wêreld was in chaos gewees. Nou ek weet nie of julle al in 'n oorlog was nie, ek wil graag nie wees in eene nie, maar dit is 'n doodsvonnis want jy weet nie wat jou toekoms vir jou inhou nie. Maar hierdie Ten Boom familie, hulle het 'n besluit gemaak en julle kan sien dat Papa Casper, hy het daar in die deur gestaan en gesê, I will not stand and see that everybody that knocks on this door will not be let in. En hy het die heilige almagtige God gedien. Daar was iets omtrent Papa Casper. Nou hy het 2 dogters gehad, Betsy en vir Corrie Ten Boom. Hulle was klokmakers gewees en dit was 'n eenvoudige winkeltjie. Niemand het ooit eers regtig bekommerd gewees nie, maar daar's besig om iets binne in hierdie plek te gebeur. Iets wat niemand hulle vinger kan opsit nie. Papa Casper het altyd met hulle gepraat en hy het spesifieke skrifte gebruik sodat sy dogters kan hoor hoe werk ons Vader. En hy het daai skrif in 1 Konings 19 vers 11 tot 12 en ek moedig julle aan, gaan lees daai hele hoofstuk. Dis waar Elia onder die besemboom gaan sit het en hy was mismoedig en hy het nie meer hoop gehad nie. En toe roep God hom na die berg toe en hy sê, gaan na die berg toe en ou Elia gaan klim daar in 'n grot in. En God sê vir hom, Elia, kom uit. Kyk, kom uit daai gat uit. Kom uit daai donker, kom staan op die berg. En hoor wat gebeur op daai oomblik met hom. 'n Groot kragtige wind het die berg getref. In 'n ander vertaling sê die berg het eintlik letterlik ontplof en rotse het geskiet. Maar die Here was nie in die wind, in hierdie kragtige wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Nou ek kan net myself dink hoe Elia moes gevoel het om op daai berg te staan en jy het nou net gesien hoe skiet al hierdie rotse uit mekaar uit en nou stuur die Here 'n aardbewing. So wat gaan gebeur? Hierdie rotse is klaar uit mekaar uit en nou begin hy nog te ruk ook. Maar die woord sê, in 'n groot, na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar vuur. So nou deur al die gate kom jy nou nog vuur ook deur.
Ek dink Elia was op daai oomblik redelik angstig geweest. Maar die Here was ook nie in die vuur nie. En na die vuur was daar 'n geluid van 'n ligte briesie. Nou pastoor Raymond het verlede week vlugtig aan hierdie geraak. Maar hierdie pappa Casper, hy het iets in sy dogter se harte geleer en van iets geleer wat hy vir hulle oorgedra het en hy het vir hulle gesê, die wêreld gaan raas, daar gaan storms wees, daar gaan aardbewings wees, daar gaan vuur wees, die wêreld gaan raas, maar soek God in daardie sagte briesie. Daar is ietsie omtrent daardie sagte briesie. Nou, Corrie ten Boom, hulle het volgens rekord het hulle plus minus 800 mense, nie net Jode noodwendig nie, het hulle laat ontsnap. Nou dit was nie net sommer, jy sit iemand in 'n kas en hy teleport na 'n ander kant in die wêreld nie. Dit was 'n proses gewees. As iemand opgedaag het en gesê het, ek wil graag, ek kan nie hier wees nie, ek soek 'n uitweg, want julle weet, die Tweede Wêreldoorlog was die gas chambers daar, so en almal wil dit vryspring. So hulle het in 'n kas ingeklim en dan het hulle daar gestaan en wag tot die Duitsers weg is en dan het die ten Boom familie gegaan en hulle het eintlik gereël vir transport, hoe om hulle te vervoer sonder dat die Duitsers sorg dat daar genoeg kos is. Maar dit is nie al wat die mense na hierdie ten Boom se huis en horlosiemakers huis toe gebring het nie. Wat hy wel gedoen het is, hulle wou ietsie hoor, want hulle het geweet as iets omtrent hierdie familie wat hulle nie verstaan nie. En ek wil vir jou sê, daai iets is amazing. En ek weet, julle weet waarvan ek praat, maar gaan julle in suspense hou tot die einde toe. So, kom die Duitsers en hulle vat vir Betsy en die hele gesin en hulle word na konsentrasiekampe toe vervoer. Papa Casper, hy's 10 dae nadat hy weggevat is hy toe oorlede. Maar ou Betsy en ou Corrie bly in 'n konsentrasiekamp wat Ravensbrück genoem word. En hierdie konsentrasiekamers en hierdie barracks was gemaak vir 200 mense. En hulle het so 700 mense in hierdie plek ingesit. Nou, daar was baie, daar was nie kos nie, daar was nie badwater nie. So hulle het tussen die vlooie gelewe. En een dag, soos wat hulle die vlooie van die mense probeer afkry, kry Betsy hierdie iets wat in haar hart inpraat en sê, kom ons gebruik hierdie negatiewe ding en ons maak dit 'n positiewe ding. En hy sê vir haar, moenie laat die vlooie weggaan nie. Want die oomblik as jy die vlooie wegmaak, dan kom die Duitsers in die barracks in. Maar terwyl die vlooie daar is, gaan hulle nie inkom nie, want hulle is bang hulle kry vlooie. En dan, wat kan hulle doen? Hulle kan vrylik Bybel lees, hulle kon vrylik praat, so die iets, het hulle die goeie revelation gegee om dit te doen. Maar toch gelukkig kom ou Betsy tot sterwe. En op haar laaste oomblikke in haar bed, kom die roepsaal, kry haar suster en sy sê vir Corrie hierdie woorde. Corrie, en natuurlik praat hulle in Hollands, Corrie, ons moet vir die mense vertel dat daar geen gat so diep is, dat God se liefde nie nog dieper is nie. Hou dit net vir 'n sekonde. Ons moet vir die mense vertel dat daar geen gat so diep is, dat God se liefde nog dieper is nie. En dan sê sy, hiervan is ek oor, ek dalk obviously nou, en sê sy vir haar, want ons lewe dit, ons is in hierdie donker gat. Ek weet nie hoe diep is jou gat nie, ek weet nie hoe donker is jou gat nie, ek weet nie of daar iets is wat jou lei nie, maar ek beloof vir jou, hierdie iets is baie dieper en gaan baie dieper in as enigiets anderste as wat jy ooit in jou lewe sal kan beleef. En ek is so lief wat Paulus sê in Romeine 8 vers 38, hy sê, hiervan is ek oortuig. Nou hoor baie meer waaroor is hy oortuig. Hy sê, geen dood, of geen lewe, of engele, of bose magte, of hoogte, of diepte, daai diep gat,
of enigiets anders in die hele skepping, met ander woorde alles, niks sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. So maak nie saak hoe diep jou gat is nie, al sien jy nie nou die lig nie, hy sê in sy woord, en sy woord is waar, en hy sê, daar's niks wat jou sal skei van die liefde van hierdie God nie. So ek wil nou 'n bietjie teruggaan na my lewe toe, saam met my kinders. Ons het alleen groot geword, my kinders het saam met my groot geword, op daai stadium was ek nog nie bekeerd gewees nie, en hier gebeur 'n atmosphere changer in my huis. Jong, en ek sien alles wat ek gesien het in my pa, begin ek in my eie kinders te sien. Hulle begin die Here te dien, hulle begin tale te praat, hulle begin vir my te bid. Ek is die ma van hierdie huis, en my kinders dien hulle God, en ek ken hom nie eers nie. My kinders het gebid, dat ek tot bekering moet kom. En hier gebeur hierdie amazing ding in my huis, en ek verstaan dit nie. Ek het eintlik kwaad geword, as hulle die huis afgesalf het, want ek het gedink, dit is 'n okkult ding, wat hulle doen. En toe ontmoet ek, daai iets wat my pa gehad het, en nou daai iets wat my kinders het. En ek ontmoet hierdie almagtige Skepper, en ek weet, hy's besig in alles wat ek is. Daai krake, wat ek gedink het ek in my kleipotte, ek moes dit gekry het, want sodat dat die lig van daai iets uit my kan uitskyn, sodat die wêreld dit kan sien. Ek wil vir jou sê, dat die Here sal jou nooit verlaat nie, en hy sal jou nooit los nie. Jou rus sal altyd in hom wees. En ek wil verwys spesifiek na 'n vers wat ons almal ken in Psalm 23 vers 2. Sê hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar rus is. Hy is daai iets. Hy bring vir jou rustigheid, daai iets wat ons nie verstaan nie, bring vir jou en vir my rustigheid. So toe ou Betsy oorlede is, het Corrie toe nou ten volle gegaan, en sy het toe nou verder gegaan, en sy het aangehou om vas te hou aan die woord van God, en sy het vir almal vertel. Nou, in hierdie movie wat ek van praat, daar's 'n vrou daarso gewees, en sy was die suster, ek kan vir die lewe nie my naam onthou nie. Sy het deur hierdie hele oorlog saam met hulle gegaan. En die dag toe Corrie se naam uitgeroep word, nou onthou, as jou nommer uitgeroep word, het jy nie geweet, gaan jy gas chambers toe nie, gaan jy na 'n ander konsentrasiekamp toe nie, hy het nie geweet of jy gaan geskiet word, en of jy gaan lewe nie. En die oomblik toe Corrie se nommer geroep word, toe kyk sy terug na hierdie vrou, en die vrou trek haar terug, en sy sê vir haar, Corrie, daai God, waarvan jy so gepraat het, ek wil hom beter leer ken. Want daar was iets omtrent Corrie, wat die vrou gewys het, daar's something more that meets the eye. En God het gekom, en hy het haar gehelp, en sy het tot bekering gekom, op daai oomblik, het die iets haar hele lewe verander. En sy die Here begin dien, met haar hele hart. So as jy vandag hier sit, en jy wonder, of daar iets in jou is. Die dag toe ek die Here ontmoet het, en ek praat met hom, en ek lewe hom, en ek onthou doelbewus, eendag staan ek voor die wasbak, waar ek baie staan, mama's, ek weet nie of julle altyd daar staan nie, ek staan voor die wasbak, en skielik is daar hierdie iets, wat vir my sê, bid vir hierdie vrou. En ek was gehoorsaam, en ek het dadelik gebid. Hy iets vertel jou iets. Hy wil hê jy moet aan iemand dink, iemand wat belangriker is wat jy is. Daai iets, hy sal jou vat daar waar daar is. So as daar ooit die oomblik gebeur waar iets vir jou sê, bid vir iemand, bid, want die Here weet jy luister na sy stem. So in Psalm 23 praat hy daarso van daardie rus wat jy ingaan. Is julle almal bekeerd? Ek glo almal van julle het al die Here aangeneem as julle saligmaker. As jy terugkyk na jou lewe, daar's 'n rustigheid in jou gees, daar's 'n rustigheid, en jy kan die wêreld aanvat,
Maak nie saak wat nie, jy weet, daai iets lewe binne jou, en jy weet, dat hy sal dit gebruik tot sy eer. So gebeur het ook nou, dat die blast of the past ook altyd met ons gebeur, ek weet nie, dit is altyd so interessant vir my, die dinge van die verlede sal jy altyd kom inhaal, en arme ou Corrie, is uit die tronk uit, en ek wil vir julle sê, die iets wat haar vrygelaat het, was 'n administratiefout gewees. Sy moes nie vrygelaat geword het nie. Sy moes Chambers toe gegaan het. En daar was 'n administratie, dink julle dis per toeval? Nee, dis daai iets wat ons sy ingestaan het, in daai donker plekke, daar waar hulle geslaan was, abuse was, in daai donker plekke, het daai iets vir haar iets gewys. En sy's vry, en sy het van daar af, het sy na 66 verskillende lande, reg oor die wêreld, het sy haar getuienis gaan gee, en die mense het geluister, want sy was daar, en daar was iets omtrent haar. Maar die mense nog geluister het. Sy het in Afrika gegaan, sy was alweer reg oor die wêreld gewees. En almal het dit gesien. Maar daar gebeur toe nou een dag, is sy in Munich, in Duitsland, die mense wat hulle vervolg het. En sy vertel vir hulle van vergifnis, en sy vertel vir hulle hoe om jou vyande te vergewe. En die volgende oomblik, na diens, stap 'n man na haar toe. En soos wat hy aangestap kom, herken sy hom dadelik. Dit was die wreedste wag van daai konsentrasiekamp. Hy was die rede hoekom Betsy haar lewe verloor het. En hy loop na haar toe aangestap, en hy sê, ek is so bly om te sien daai iets lewe binne jou. Want na die oorlog het ek ook hom aanvaar as my saligmaker. En hier staan sy sê haar bloed het gevries. Want sy speel hierdie prentjie in haar kop af, van hoe hierdie man haar suster geslaan het, hoe hulle voor daai mense moes hulle self verneder het, en hoe hulle op hulle gespoeg en hulle sleg gemaak het. En sy staan voor hierdie man, en hy steek sy hand uit, en hy sê, forgive me, for I've done to you. En in daai oomblik, retaliate sy dadelik, in haar gees bid sy, en sy bid tot daai iets, en sy sê, ek kan my hand uitsteek, net so dat almal dit kan sien, maar Vader, ek vra dit dat ek my hand uitsteek, en dat ek kan voel dat U werk. En die Heilige Gees het haar gehelp, om haar hand uit te steek, en in syne te sit, en hy het vir haar gesê, sy het gesê, you are forgiven for what you've done. So 'n dag, en daai gebeur met jou, dan weet jy, die Heilige Gees is besig om deur jou te werk. Want hy sê in Johannes 16 vers 13 sê hy, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy kom met sy volheid, hy oortuig jou, hy maak seker jy weet, dat hierdie is nie net 'n sommer iemand nie, is 'n heilige iemand. Nou, ek glo my hart, ons bid almal Psalm 91, maar ek dink die ten booms het uitgefigure, daar's iets omtrent Psalm 91, en ek wil spesifiek praat op Psalm 91 vers 1 tot 2. En ek gaan vir julle die Amplify uitlees. Hy sê, he who dwells in the shelter of the Most High, he will abide under the shadow of the Almighty, whose power is no foe with can understand. Nou julle, ek wil vir julle 'n bietjie verduidelik, dat hierdie teks sê, hierdie krag is beskikbaar vir enige iemand that abide. Daai abide beteken wat bly, wat vertoef, nie in en uit hardloop, wat soos ek sê altyd, uit die skuilplek, in die skuilplek, in die skuilplek, uit die skuilplek. Nee, it's to abide. Want hy sê net verder en sê, jy moet 'n tuiste daar maak. Jy moet 'n tuiste gaan maak, en wanneer jy daar bly, sal die skaduwee
jou wettiglik beskerm. So die 10 booms het iets verstaan van hierdie vers. Hulle het geweet as hulle daar bly, sal die Here hulle beskerm. En hulle is deur hierdie oorlog, Corrie is uit, sy 33 jaar daarna het sy nog steeds haar getuienis gaan gee, en sy het gepraat oor hierdie iets wat haar gewys het, hoe is dit om in die donkerste plekke die Here se naam te verkondig. In Romeine 5 vers 5 sê hy, en hierdie hoop beskaam hom nie, want God het sy liefde in ons harte, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. So, hy beskaam hom nie, want hy het die Heilige Gees, daardie iets wat Papa Kasper gehad het, daai iets wat my kinders gehad het, daai iets wat my eie pa gehad het, en my familie, daai iets wat jy so graag wil hê. En hy sê verder, as jy nie verstaan nie, sê hy vir jou in Kolossense 1 vers 26, en hierdie sê Paulus, hy sê, God praat van die geheimenisse vir die eeu, en geslagte lank het mense verborgen gebly. Niemand het dit verstaan nie. Dit was verborgen vir ons as Christene. Maar, wat nou aan almal, wat aan God behoort, bekend gemaak is, en hier is die revelation, hier is daar iets wat ons almal na moet strewe. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe ryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. En die inhoud van hierdie geheim is, die inhoud van die geheim, wat vir eeue verborgen was, Christus is in julle. Die Heilige Gees, daardie iets leef in jou. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hy is die een op wie jy vertrou. So hoe weet jy dat jy die Heilige Gees in jou lewe? Hoe weet jy dit? En dan wil ek met die laaste vers, die laaste enetjie. So as jy Galasiërs 5 gaan lees, sal jy sien aan die begin, dan praat hy oor die vyand, daai gees, daai is vrug, jaloesie, is haat, is verneinigheid. En dan kom en dan sê hy, in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê hy, dis hoe jy weet, dat die gees, daai iets binne jou is. Hy sê, die vrug van die gees is liefde. Dit is vreugde. Dis vrede, is geduld, waarin ons almal maar werk. Dis vriendelikheid, dis goedhartigheid, dit is getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En as jy nou tekort is aan een van daai, wat ons baie tekort aan is, sê hierdie God wat jy dien, hy sê, kom na my toe, en ek sal dit vir jou lewendig maak. Jy moet elke situasie, moet jy gebruik, en jy moet dit tot die eer van die Here maak. Is jy vandag daai iets? Is jy papa? En ek wil spesifiek vandag van julle praat. Papa, is julle die lig in daai huis? Is julle die sleutel van julle huis? Hardloop julle na die Here toe? Is jy 'n papa Kasper, wat sy kinders leer om ten spyte van die donker gat en die donkerte plekke, dat die Here nog steeds leef? Wat 'n legend, of wat los jy na vir jou kinders? Gaan jou kinders sê, my pa was 'n goeie ou. My pa het die Here gedien, en ek kon dit in ons huis beleef, en ek kon dit in ons huis sien. My kinders het dit in my huis ingebring, en vandag kan ek hier staan, en sê, my bekering is ten volle in die hande van die Here gewees. En hy het gekom, en my daai donker plekke uitgeruk. Hy het vir my gewys, waar ek hoor, mamas, moenie bang wees, as hy jou ou potkruid gekraak het nie, as hy 'n paar krake in het, dit's okay. Moet jouself nie aankla nie. Daai iets, daai Heilige Gees, wil deur jou skyn, sodat die wêreld daar buite kan sien, wat hy vir jou gedoen het.
En sou jy gekonfronteer word deur jou verlede, gaan jy die lig wees? Gaan jy daai iets wees, waar daai persoon gaan sê, ek wil soos daai een wees, want daar's iets omtrent hulle. So, as ons vandag dit kan saamvat, wil ek vir jou vra, as jy vandag hier uitstap, gaan maak tyd met die Heilige Gees. En vra hom, dat jy 'n voorbeeld van die stikkende wêreld daar buite kan wees. Dat daai donker plek wat jy jouself soms in vind, en ons almal kom daar, dat hy jou sal uittrek, en nog steeds die lig van jou lewe sal wees. En ek wil nou vra dat ons hoofde buig, in eer van 'n almagtige God. En ek wil nie hê enigiemand moet rondkyk of opkyk of enigiets nie. Dankie Heilige Gees, dankie dat U die iets in ons lewens is. Dankie vir pappas wat kies om vandag op te staan en as priesters van hulle huise te wees, om konings van hulle huise te wees. En vir kinders wat ons herinner aan die suiwerheid van die geloof. Allerhoogste God, ons skuil vanaand onder U skaduwee. Here, ek bid vanaand 'n spesiale seën uit elke familie hierso en U teenswoordigheid. Mag U vrede wat alle verstand te bowe gaan, hulle huise oorneem en seën elke mamma vanaand met krag en met die wete dat haar krake deur genade gelaai is. Ek seën elke pappa met wysheid en 'n nuwe vuur in sy gees, om sy gesin na U toe te lei. Ek seën ons kinders, Vader, al die jong mense wat vanaand hier so sit, bewaar hulle in die holte van U hand, en laat hulle ligte wees in hierdie wêreld. Vir elke vriend, vir elke suster, en vir elke broer vanaand, mag die vrug van die Gees sigbaar wees, en sigbaar word in alles wat hulle doen, Vader. Stort U bonatuurlike liefde in elkeen se hart uit, sodat ons vanaand hier uitstap, nie in ons eie krag nie, maar gedra word deur die krag van die Heilige Gees. Daardie iets wat ons lewendig hou. Laat ons vanaand weer verlief raak op Jesus en weer verlief raak op die Heilige Gees. Ons eerste liefde. In die magtige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie dat julle hier was vanaand. Ek vra dat julle hierdie iets huis toe vat. Maak hierdie iets julle sin. Die Heilige Gees staan daar in die deur en hy klop. En hy wil net hê jy moet hom toelaat. Ek bid julle 'n seën oor julle, dat hierdie week net geseën sal wees in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle.